Hallo daar, Peter Rubadnos hierso van die Weskus af. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Ons liewe Vader, baie dankie vir u bystand elke dag en vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir u liefde wat op soveel maniere oor ons uitgestort word. U voorsien in al ons behoeftes, in alles wat ons werklik nodig het. Bo alles het u vir ons die verlossing van die skuld van ons sondes voorsien in u Seun Jesus Christus, vir ons gegee as 'n versoeningsoffer wat gesterf het vir ons sonde. Ons prys u naam daarvoor en ons buig die knie in onderwerping aan u wil en in dankbaarheid. Wil u asseblief nou met ons wees? Ons doen vandag 'n bietjie iets anders en ons vra dat u asseblief met ons sal wees en dat ons slegs u waarheid sal ondervind. Lei ons asseblief in u wil en in u weë. Here, wat ek nie weet nie, leer my. Wat ek nie het nie, skenk asseblief aan my. En wat ek nie is nie, maak my. In Jesus se naam alleen. Amen. Vandag beweeg ons 'n bietjie weg van Romeine af en ons gaan 'n bietjie kyk na iets wat ek dink baie mense dalk vrae oor kan hê. In baie Christelike kerke word die sogenaamde apostoliese geloofsbelijdenis gebruik as deel van die liturgie of die formele orde van 'n kerkdiens. Dit lui as volg: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Hierdie belydenis staan bekend as die apostoliese geloofsbelydenis. In die geskiedenis van die Christelike kerk was daar 'n paar weergawes van sulke belydenisse, maar hierdie een is die mees algemeenste aanvaar. Dit het ontstaan in die omgewing van 200 na Christus in Rome. Dit is dus nie geskryf deur die apostels nie, maar het die naam ontvang omdat dit beskou is as 'n getroue basiese weergawe van hul geloof en getuienis deur die skrif. Voordat ons verder gaan, is dit belangrik om te noem dat die belydenis nie 'n vereiste is vir redding nie. Dit is nie nodig om die belydenis uit die kop te ken om verlos te wees van ons sondes nie. Nee, redding is in Christus alleen en berus op my geloof in hom. As ek dus my werklike geloof, vertroue en die getuienis daarvan op Jesus plaas, geld dit vir my regverdiging. Die rower aan die kruis langs Jesus moes nie eers die apostoliese geloofsbelydenis opsê voordat Jesus vir hom gesê het dat hy gered is nie. In Romeine het ons ook nou al baie behandel hoe Abraham geregverdig verklaar is deur geloof alleen. Abraham het nie die belydenis gehad nie. Die belydenis is egter waardevol vir instruksie oor die fundamentele aspekte van ons geloof, herinnering daaraan, en dan ook as 'n getuienis vir ongelowiges. Soos genoem, het dit ontstaan so 200 jaar of dalk selfs tot 400 jaar na Christus in Rome, en is waarskynlik aan nuwe gelowiges geleer en is ook gebruik as 'n belydenis voor die doop. 'n Verdere behoefte vir dit was dat daar in die vroeë kerk ook baie valse leringe ontstaan het wat gelowiges moes aanspreek en regstel. Mens kan dit beskou dus as 'n opsomming van ons geloof. Die belydenis het die fundamentele aspekte mooi uitgelê.
Dit spreek die volgende vraag aan. Wie is God? Wie is Jesus? Wie is die kerk? En wat is redding? Ons kry nie die belydenis so uitgelê in die Bybel nie, en is beslis ook nie 'n volledige uitlegging van ons geloof nie. Mens sou sekerlik verder kon uitbrei op dit, tot 'n mens by 'n punt sou kom waar 'n mens maar net die hele Bybel sou gebruik. Soos enige opsomming, kan daar altyd op dit verbeter word. Dit moet egter dus nooit op dieselfde vlak as die skrif geplaas word nie. Ons kan dit slegs beskou as 'n nuttige en tog belangrike hulpmiddel. Die beginsels kom egter alles uit die Bybel en ons gaan bietjie hierna kyk. Die begin van die belydenis lui as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Dit begin dus met die uitlegging van ons drie-enige God. Die drie-eenigheid van God was 'n dispuut in hierdie tyd, maar is natuurlik absoluut Bybels. Die eerste sin in die Bybel en die naam van God wat daar gebruik word, naamlik Elohim, is reeds 'n aanduiding van hierdie waarheid. In Hebreëus is die im aan die einde van woord 'n meervoudsvorm, wat ons reeds 'n idee gee van die natuur van God. God is drie persone in een wese. 'n moeilike beginsel om te verstaan. Mense het al probeer om dit op 'n praktiese manier voor te stel, soos om byvoorbeeld na water te verwys wat in drie vorme kan voorkom, naamlik 'n vaste vorm, ys, vloeistof, water en gas, naamlik waterdamp. Dit is egter nie 'n goeie vergelyking nie, want water kan slegs in een vorm op 'n slag wees, terwyl God se drie persone altyd gelyktydig teenwoordig is. Die drie persone is God die Vader, God die Seun, naamlik Jesus Christus, en God die Heilige Gees, wat ook natuurlik 'n persoon is en nie slegs een of ander spookagtige krag nie. Waar kry ons die idee van die drie-enige God in die Bybel? Wel, ons kan byvoorbeeld gaan kyk na Matteus 28 vers 18 wat as volg lui: Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Of dalk Jesus se woorde in Johannes 14 vers 25. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Of met die doop van Jesus in Matteus 3 vers 16 tot 17 sien ons al drie persone gelyktydig teenwoordig. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan, meteens het die hemele vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En meteens het 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde Seun oor wie ek my verheug. Dit is belangrik om te noem, dat die belydenis Jesus ons Here noem. Jesus is ons meester en ons is sy disippels. Hy is die een wat ons lei en bepaal wat ons moet doen en vir wie ons volg. Dit beteken natuurlik nie dat Jesus groter is as die Vader nie, maar gelyk is aan hom in wese. Soos Hebreërs 1 vers 3 dit stel, hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Die geloofsbelydenis gaan dan voort met uitbreiding oor wie Jesus Christus is en wat hy gedoen het. Dit sê vervolgens dat Jesus Christus gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Baie spasie word gebruik hieraan
omdat Jesus Christus die sentrale figuur van die Christelike geloof is. Sonder Jesus het ons niks en is daar geen verlossing vir ons nie. Ons het reeds gesien dat Jesus ontvang is deur die Heilige Gees. Jesus se pa was nie Josef nie, maar die Heilige Gees. Jesus is gelyk met die Vader in waarde, krag en eienskappe, maar onderdanig aan die Vader in terme van rol. Jesus is God self, maar het mens geword deur gebore te word deur 'n menslike vrou, naamlik Maria. Die uitbeelding van vroulikheid en moederskap wat die wêreld deesdae wil weggooi as waardeloos. Wat het Jesus gedoen? Hy het gelei, bloot in die feit dat hy homself so verneder het om soos een van sy skepsels te word, op hierdie aarde te leef en dieselfde versoekings te ondervind as ons, maar nooit gesondig het nie. Hy het dieselfde swaar kry as ons gehad, maar nog baie, baie meer as dit. Hy het gesterf aan die kruis vir ons sonde. Ja, Jesus het ons offer geword aan die kruis. Jesus het liggaamlik ook gesterf soos ons sal sterf. Dit is egter baie belangrik om te onthou dat Jesus nooit opgehou het om God te wees nie. Regdeur die hele proses het hy heeltyd God gebly. Die belydenis sê ook dat hy ter helle neergedaal het. Dit beteken nie dat hy hel toe is in die sin soos ons geneig is om daaraan te dink nie. Hierdie is ook een van die meer kontroversiële items in die belydenis. Ons glo egter dit verwys meer na die doderyk of Hades. As ons kyk na 1 Petrus 3 vers 18 tot 19, kry ons ook 'n bietjie meer van 'n aanduiding hiervan. Immers, ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gelei, hy, die regverdige, terwille van onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Deur die Gees het hy ook gegaan en dit vir die geeste in gevangenskap aangekondig. 'n Ander illustrasie van die doderyk kry ons ook van Jesus in Lukas 16, waar hy vertel van Lazarus en die ryk man en hoe hulle beide sterf en mekaar weer ontmoet in die doderyk. Daar is baie spekulasie oor hierdie teks, maar ons kan dit los vir 'n ander tyd, wanneer ons meer tyd daaraan kan spandeer. Jesus het egter opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God. Let daarop dat Jesus vleeslik ook opgestaan het en nie net geestelik nie. Sy liggaam was nie meer te vind na sy opstanding nie. Hy heers ook nou saam met sy Vader in die hemel. 'n Ander ding om te onthou is dat Jesus nog steeds ook sy menswees behou. 'n Mens sien dit in Openbaring 5 en natuurlik ook in die verskynings van Jesus aan die verskillende groepe mense na die opstanding. Die belydenis gaan dan voort as volg: vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ja, Jesus gaan terugkom en die wêreld oordeel. Ons gaan almal eendag voor ons regter Jesus Christus staan. Vir die Christen, vir die gelowige in Jesus, is hy egter nie net ons regter nie, maar ook ons advokaat. Wat 'n wonderlike idee. Die belydenis gaan voort. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. So ons sien weer die verwysing na die Heilige Gees, die derde persoon in die drie-eenigheid. Dan praat dit van die heilige algemene kerk, ook 'n kontroversiële stelling. Hierdie verwys nie na 'n denominasie nie, alhoewel die woord katoliek ook as algemeen of universeel vertaal kan word, verwys hierdie gedeelte ook nie na die katolieke kerk soos ons dit vandag ken nie. Dit verwys na alle gelowiges wat natuurlik almal deel vorm van die kerk van Christus.
Ons glo ook dat ons saam moet kom as 'n gemeenskap en ons is heilig omdat ons siel skoon gewas is deur die bloed van Jesus Christus. Alle werklike gelowiges is heilig in die oë van God. Die vergewing van sondes is heel duidelik. Ons wat glo, se sondes is vergewe, weer eens deur Jesus en ons geloof in hom alleenlik. Dit is 'n genadegawe wat ons ontvang en nie verdien nie. Laastens sien ons die wonderlike opstanding waarna alle gelowiges kan uitsien en op hoop. En ja, net soos Jesus sal ons opstanding ook vleeslik wees. Moenie bekommerd wees oor mense wat se liggame op verskillende wyses oënskynlik weg is nie. Onthou dat ons hier te doen het met 'n almagtige God vir wie niks onmoontlik is nie. Hy het elke atoom gemaak. Wat sou ons laat dink dat hy nie beheer daaroor het nie? Ons tydjie is alweer op, maar ons kon daarom 'n bietjie vinnig kyk na hierdie geloofsbelijdenis en wat dit kortliks beteken. Onthou dat dit nie 'n heilige teks is nie, en dit vervang nie die Bybel nie, en kan ook selfs nie langs die Bybel geplaas word nie. Dit dien slegs as 'n nuttige herinnering en belydenis van 'n paar van die fundamentele aspekte van die Christelike geloof. As jy dit nie uit die kop uit ken nie, kan dit 'n goeie oefening wees om dit te leer en te onthou en so onsself te herinner aan ons geloof, ons Skepper, ons Redder en ons bystand vir elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie kort tydjie. Ons wil vir U dankie sê vir ons voorouers in die geloof en alles wat U hulle deurgehelp het en hoe hulle soveel bydra tot ons verstaan van U, wie U is en hoe ons geloof prakties uitgedruk kan word. 'n Geloof wat nie op onsself berus nie, maar op U. En ons prys U vir dit. Wil U asseblief met ons wees om altyd ons geloof te kan verduidelik en ander na U toe te lei. Om getrou te wees aan daardie opdrag wat U ons gegee het om disippels te maak, sodat hulle ook hul geloof sal kan bely. Dat hulle ook in 'n vredesverhouding met U sal kan staan. Wees asseblief met ons in die week wat kom. Ons betree nou 'n tyd van die jaar waar baie mense te midde van die vakansietyd en feestelikhede deur baie eensaamheid en swaar kry gaan. Ons bid vir U seën en U bystand, veral vir die wat U nog nie ken nie en vir die wat deur swaar tye gaan. Reik U hand asseblief uit na hulle en raak hulle aan. Ons prys en loof U naam, ons Here en ons God. In Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Mag jy 'n mooi Sondag verder hê en 'n week wat vol is van die vreugde en vrede wat net te vind is in God alleen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.